weet, dit sluit amper by pastoor se boodskap van vanoggend in. Ek wil praat oor ongeloof. Hoeveel van ons ly aan ongeloof? Hoeveel keer op 'n dag dink jy, God kan dit nie vir my doen nie? Nou as jy in Eksodus 17 die verhaal gaan lees, van Moses en die Israeliete, ons almal ken die verhaal. Maar op 'n stadium toe die Here hulle gehelp en hulle is uit die slawerny uitgelei, maar die ondankbaarste mense. Amen. En wat doen hulle? Toe daar nou probleme kom, wat gebeur? Hulle raas met beklei met Moses. Maar hoekom gee jy nie vir ons water nie, want ons is dors en ons is honger en ons is dit en hulle vergeet heeltemal dat hulle eintlik net moet opkyk vir hulle oplossing. Maar wat doen hulle? Hulle beklei en hulle gaan te kere en arme Moses. Hy moes baie geduld gehad. En die Here sê vir hom, slaan daai rots. En toe hy die rots slaan, toe kom daar water uit en hulle het gedrink. Maar weet jy, weer eens is hulle ondankbaar, want hulle het nie gedink, Here, nou het U voorsien nie. Want onthou, hulle het eintlik met Moses beklei van die begin af. Maar die Here noem daai plek Massa, wat beteken, julle het my getrek. Weet jy, hulle het regtig op daai stadium vir God kwaad gemaak. Want jy weet, partykeer kan ons ongeloof kan hom baie ontstel. Want hy het alles vir ons gegee, hy het vir ons alles geopenbaar en steeds is daar mense wat nie glo nie. Daar is baie insidente, as jy deur jou hele lewe kyk, elke keer wanneer jy ongelowig was, dan het jou sukses nie gekom. Amen. Dan het jou oplossing nie gekom nie. Want hoekom? Die Here wil jou 'n punt wys. Hy wil jou wys dat jy ongelowig was, dat jy hom nie geglo het nie. Nou as jy gaan na Hebreërs 3 vers 12 toe. Eintlik kan ons eers Hebreërs 11 vers 6 vat. Daar staan dit, in ons ongeloof moet ons na God toe nader en hy sal tot ons nader. Met ander woorde, ons is mense, maar jy twyfel net 'n oomblik, maar dan kom die krag van die Here deur jou en dit werk deur jou en jy begin sommer net loof en prys. Nou, ek wil 'n voorbeeld gebruik van my familie. My tannie en my niggies en almal. Weet jy, elke keer as hulle met my praat, dan sê hulle vir my, sy lyk nie goed nie. Dan bestraf ek dit, want dis ongeloof wat besig is om in te tree. En die Here gaan nie vir jou gee as jy hom nie gaan glo nie. Jy moet hom vertrou vir alles wat in jou lewe is. En dit is so maklik, want wanneer die een ding gebeur daar nog iets en dan gebeur daar. En elke keer sal die Here jou weer terugbring as jy begin ongelowig raak. Waar is Thomas? Thomas wat saam met Jesus gestap het, het hom gesien. Toe Jesus voor hom staan, toe dink hy, dit kan nie Jesus wees nie. Wys my Here dat dit U is. En wat doen hy? Hy moes sy hand in die wonde druk om homself te laat glo. Dit is so. Kan jy vir 'n oomblik dink? Jy staan voor Jesus. En jy glo hom nie. Jy glo nie dat hy vir jou die onmoontlike moontlik kan maak nie. Jy glo nie, jy vertrou hom nie. En weet jy, dit is sonde, né? Dit is sonde om in ongeloof te begin beweeg. Unbelief. It's a sin. Not to believe God. Because the whole word, tell us it's not a fable. It is the truth. It really happened. So why don't you still believe? Why don't you? Every time when you pray, you ask, Lord, just give it to me. But then, on the other hand, there's something that tells, maybe God will do it. En net daar is jy besig om vir God te sê, wys my. En dan is hy opgekrap met jou, want hoekom glo jy nie? Want kyk wat het hy met die Israeliete gedoen. Hy het elke dag, daai 40 jaar, julle moes 11 dae gewees het. Maar hoekom was dit so lang? Want hulle het in ongeloof beweeg. As daar iets gebeur het, dan het hulle nie geglo nie. As hulle gebid het, het hulle nie geglo dat dit waar gaan word nie. En hoeveel van ons staan vandag
Jy kan op hierdie oomblik sê vandag, is daar een oomblik wat jy getwyfel. Want hoekom twyfel ons? Want wanneer die onmoontlike vir die mens onmoontlik lyk, dis wanneer die krag uit die hemel uitkom en dit maak alles moontlik vir ons. En dit is so hartseer want weet jy, predikers praat oor en oor en oor. Daar's so baie veel predikers wat vandag die woord preek, wat self aan ongeloof lei. Mense wat hier staan en sê, Here, vul my kerk. Maar eintlik dink hulle, miskien dalk nie. En net daai oomblik, dan breek jy die krag. So wanneer jy iets bid, of jy vra die Here in nederigheid, Here, U ken my hart. Ek wil so graag 'n huis sien. En ek soek my dubbelverdieping nou. Ek het nou gesê, dis klaar. Ek gaan nie meer in 'n tent bly nie. Ek gaan nie laat mense vir my sê, maar sê nou maar net. Norman is baie besig, hy gaan nie die tyd kry en dan spreek teen dit. Dan sê ek, in die naam van Jesus, my huis gaan staan. Ek gaan daai huis as 'n voorbeeld gebruik en almal gaan kom kuier. En nie om dak nat te maak nie, ekskuus julle. Ons gaan 'n diens hou, pastoor. Dit gaan 'n dankbaarheidsdiens wees. Want hy ken my hart. Maar as ek gaan twyfel en ek dink, laat ek daai mense glo, dan gaan dit nie gebeur nie. Dan kan ek maar net sowel, ek kan maar net gaan slaap. Nooit weer wakker word. Maar ek het hierdie ding wat sê, Here, U kan dit doen. Here, U kan my tannie genees. En die oomblik wat iemand twyfel, weet jy, ek het al gehoor van mense wat vir 'n baba gebid het. En dan bid hulle, 'n baba is besig om te sterf. En dan bid hulle, Here, genees daai baba. Bring daai baba terug in die mamma se arms. En dan gebeur dit nie, dan sterf daai kind, dan vra ouers nou, Here, hoekom? Here, hoekom het U my kind gevat? Here, nee, dit is nie reg nie. Maar intussen tyd was daar een persoon wat in ongeloof gestaan het. Een persoon wat nie geglo het dat haar kind gaan opstaan nie. En dit is wat in ons lewe gebeur. Elke dag kan jy maar sien hoe jy dinge laat waar word. Ek droom elke dag. Ek het altyd mooi drome. En dan sê ek vir die Here, dis my droom om, ek wil nie ryk wees nie. Ek wil net nie so sukkel soos wat ek nou sukkel. As dit reën en die dak lek so, dan hardloop ek met die skottels en ek moet oral water opvang. Maar Here, ek weet en ek vertrou U vir my huis. U gaan vir my nie 'n plat dak gee nie, U gaan vir my 'n dubbelverdieping gee. En hoekom gaan die Here dit vir my gee nie? Een rede. Nou ek glo dit, ek vertrou Hom en ek is in geloof staan ek, soos wat ek weet, die Here gaan dit vir my doen. En nou sit jy en jy wonder, maar dit gebeur net met pastore. Hallo? Dit is nie net met pastore wat wonderwerke gebeur nie. Ons is net blind om almal daar buitekant te kan sien. Jy weet die vyand kom, in Johannes 10 vers 10 sê dit, hy kom steel om te verwoes, om te slag. En weet jy, sy punt is, om vir jou te sê, dit gaan nie gebeur nie. Here, ek wil 'n mooi kar hê. Ek wil 'n Mini Cooper hê. 'n Nuwe een. Hou julle van daai idee? Here, want as U dit ek moet dit kry, dan wil ek dit hê. Dan weet ek gaan dit vir my gee. En as ek nou twyfel, nee, ek gaan maar 'n ou krokkie dokkie ry elke dag van my lewe. Nee, ons moet groter dink as wat die brein vir jou sê. Ons moet groter dink as wat mense vir jou sê. Want weet jy, die vyand werk teen mense om jou geloof te laat wankel. En hoekom gebeur dit? Want die vyand weet, die oomblik wat jy gaan glo en jy gaan die Here vat op sy belofte, gaan daar wonderwerke gebeur en dan gaan getuienisse gebeur. En hy wil dit mos nou nie laat gebeur nie. Want hoekom nie? Want hy wil nie dat mense glo nie. Hy
luister. Jou lewe is 'n getuienis vir daardie persoon wat nie glo nie. Nou as ek hier vir mense kan sê, ek gaan 'n dubbelverdieping huis hê en my kamer moet bo wees en my studeerkamer moet bo wees. As die son opkom wil ek met die Here praat. Amen. Hoekom gaan hy dit nie vir my gee nie? Yes. Maar dan kom mense wat sê, ja sê nou maar net, jy weet, nee, bestraf daai vyand, hy het nie plek in jou lewe nie. En mense gaan om te gaan kyk hoe my huis lyk. En hulle gaan vir my vra, hoe het jy dit reg gekry? En dan gaan ek vir hulle sê, weet jy wat, dis nie net om die Here te loof en te prys en om te glo nie. Kom kyk, want daar waar ons by mekaar kom, ons gelowiges, as ons daar begin bid, dan gebeur daar goed. En dan gaan die mense instroom, want hulle wil ook van dit hê wat jy het, van dit wat jy gekry het. En daardeur moet ons loop en getuig. Ons moet ons testimonies uitstuur. Wyd en suid. En dis waarom ek vir almal vertel. As ek net dink as ek praat van 'n dubbelverdieping huis en nommer by sê, die Here sê ek gaan dit kry. En dan gaan mense nie spring. En as die Here so sê, dan gaan dit gebeur. Daar's soveel kere in die Bybel waar mense getwyfel het. Weet jy maar, die ding is die beste van ons is soos daai 2 Emmausgangers. Weet julle wat? Hulle loop saam met Jesus. Hulle praat met Jesus oor Jesus. En dit is awesome. En dan praat Jesus nogal en hy borrel aan want hy wil hulle daaroor praat. En wat gebeur? Toe hulle agterkom, dis Jesus, nee. Toe hardloop hulle en hulle gaan getuig. Hoeveel van ons getuig vandag? Wie van julle wil nog met die Here praat? Wie van julle wil hê die Here moet vir jou iets vertel? Wie van julle, kom steek julle hand op. Ek ook. Hy kan elke dag met my praat. Hy kan elke dag vir my goed wys. Ek wil meer en meer en meer van hom hê. En weet jy, wanneer jy dit gaan begin glo, Here, praat vandag met my. Hy gaan nie altyd in 'n hoorbare stem met jou praat nie. Ek het die stem gehoor. Ek het dit regtig gehoor. Dis awesome. Dis iets wat ek nie vir julle kan beskryf nie. Maar wanneer jy in daardie paadjie begin stap. Jy weet ek het hierdie prentjie gesien van die kruis en die ouetjie wat so deurdruk nie. Dis nie 'n maklike pad nie. Hierdie nou pad is nie maklik nie. Maar wanneer ons stryd loop en ons volg Jesus se voetspore, dan gaan hy al die goed gee wat jy hart begeer. As dit in sy wil is, dan sal jy dit ontvang. Baie mense bid net omdat kyk wat ek daarin kry. Jy moenie met Jesus praat omdat jy iets wil teruggee. Onthou hy het sy lewe vir jou gegee. Dis tyd dat jy weer teruggee en teruggee en teruggee en nooit sal dit ophou nie, want jy moet weet dit wat hy vir jou gedoen het. En as jy die voorreg het om soos daai Emmausgangers saam met hom te stap, en dan dink jy, maar ons is nie Emmausgangers nie. Weet julle wat? Julle is, elkeen van julle is, julle stap saam met Jesus. Jy moet hom glo. Hoekom gaan jy twyfel? Here, hy's langs my. Hy's nie agter jou 10 myl ver nie. Hy's hier. Praat met hom. En weet jy wat? Hy gaan terugpraat. Hy gaan met jou deur die natuur praat. Ek ervaar dit. Julle, dis awesome. Wanneer die Here, pastoor praat vanoggend van die voeltjies. Ek sit op my swaai daar onder my koelteboom en ek swaai en ek sê, Here, ek soek 'n woord vir die radio vandag. En hier kom die 2 voeltjies en hulle beklei want hulle bou 'n nesie en die mannetjie en die vroukie, sy's nie happy nie, ek het gewoon 'n kwaai sy pastoor, ek het hulle gerekord. Ek moes hulle rekord. En terwyl ek hulle rekord, doen ek my rekording. Wat weet julle wat? Voeltjies is sorgvry. Hulle het nie bekommernis nie. Hoekom het jy bekommernis? En Jesus is daar en hy wys vir my deur die natuur. Wys hy vir my 'n waarheid. Dit kan met elkeen van julle gebeur. Dit kan met almal gebeur. Jy moet dit net soek. Jy moet jouself net oopstel. Jy moet dit self beskikbaar stel. Ek sê vir 'n vroukie gisterand, weet jy wat? Jy sit hier. Almal ons lê daar onder die dakke. Sy sit teen 'n pilaar en daar's geen dak oor haar nie. En ek
vir haar gesê, weet jy wat, Jesus is hier. Ek dink vir 'n oomblik, het sy gedink, right. En toe ek begin praat en ek vertel van my getuienis, toe kan ek vir jou sê, daar's lig. Haar oë, sy sê, en dadelik, haar gesin verander, ek dink myself, sy gaan op my spring en sy gaan begin druk en sweetjies uitdeel. Sy het actually opgestaan, ek weet nie, en sy het gestap en ek het haar opgehou, want sy kon nie weer gaan sit nie, want sy het nie gevat wat die duiwel vir haar gesê het om daar te bly sit nie. Sy het opgestaan en sy het begin beweeg, want hoekom? Sy het gehoor, sy kan met Jesus praat, sy is besig om 'n stap saam met hom te stap. En as hy praat, dan praat hy in 'n sagte stem. Hy praat deur die natuur, hy praat deur mense, hy praat deur die woord. Daarom moet ons hierdie woord vat, julle, en ons moet deur hom bly. En weet julle, ons moet kyk, Hebreërs 3 vers 12 sê, moenie laat daarom bose gedagtes en ongeloof in jou te vind word nie. Hoekom nie? Die Here sê ons, hy waarsku ons, want hy weet daar's mense wat twyfel. Hy weet daar's mense wat nie glo nie. En daarom is dit 'n voorreg om saam met hom 'n pad te kan stap. Ekskuus, as ek op gewonder raak, wil ek hoes. En weet julle, ons staan en ons begin bid vir die mense. En ek ervaar hoeveel mense is in ongeloof. En ek het nie besef, dis 'n woord wat moet uitkom nie. En baie dankie. Dankie my Boeta. Ek het geglo, hy gaan vir my koeldrank gee. Die Here het my gesê, kyk vir hom. Hy het dadelik geweet, hy moet nou daai bottel oopmaak. Weet julle, nou wil ek vir julle iets sê. En julle moet nie lig vat nie. Elke keer, as jy nie vir Jesus glo nie, dan brand sy hart. Dan brand dit. Want dan dink hy, my kind glo my nie. Hy sê, Thomas, hy wil eers sy hand in my sy druk. Hy wil eers die hande sien, voor hy gaan glo. En hoeveel moet jy deurmaak, voordat jy gaan besluit, dis tyd dat jy daai ongeloof vir die vyand teruggee. Dat hy gaan, want hy is besig om jou denke deur mekaar te krap. Droom groot, want God is groot. Ons droom 'n groot gemeente, ons droom groot opkoms vir die Vrouedag. En dit gaan gebeur. Amen. En hoor wat ek jou sê, dis nie omdat dit my wil is nie. Dis God se wil. Amen. Ek glo dit, as ek dit gevra het, dan weet ek dit. Ek gaan nie twyfel nie. En so wil ek hê, kinderlik, moet elkeen van julle, moet dit so aanvaar. Blaai deur die woord, en hoor wat sê God vir jou. As jy daai een dag besluit vandag, nee, hoe voel jou hoofpyn? Prys die Here. Hy is awesome. Die vyand het gedink hy gaan hom blok deur vir my hoofpyn te gee. Dat jy nie mooi kan hoor nie, nee. Prys die Here, hy kry al die eer. Halleluja. Hoeveel keer in jou lewe wil jy jou hande opsteek en sê, Here, U kry al die eer. Yes. Daar's niemand soos U nie. Halleluja. Hy's daar, hy's alomteenwoordig. Al wat jy moet doen, is net om te praat. Here, weet jy, ek praat baie met hom. Nou dat Norman werk, is hy plot myne. Ek praat hard met die Here hoor. Ek praat my hart uit teenoor die Here. En weet julle wat? Hy gaan na elke ding kyk. Hy gaan nie dadelik gee nie, want hy wil my eers toets. Yes. Om te kyk, gaan ek deurdruk? Yes. Gaan ek bly glo? Of gaan ek opgee? Ja. Ek wil julle bemoedig vanaand. Elkeen van julle wat hier sit. Nee, regtig. Maar nog 'n stukkie, hè? Dit is nou opgewondenheid hierdie woord. Glo julle dat die Here vir julle beter omstandighede kan gee? Yes. Amen. Glo julle dat die Here vir julle genesing kan gee? Yes. Glo
julle dat hy jou droom vir jou kan waarheid maak. As jy in God se wil beweeg, dan beweeg hy saam met jou. Yes. Hy hoor jou hart. Hy weet wat jy graag wil hê. Jy hoef nie eers te praat nie, hy weet dit reeds. Maar nou wanneer jy dit uitspreek, Yes. dan hoor hy dit. Dankie my kind. Dan weet hy, jy glo my. En dan begin hy vir jou dinge doen. Yes. Hy gaan vir jou begin, hoekom, weet jy, in ons familie, ons het 'n baie, ons wil nie sê 'n regte familie nie. Maar almal bel my dan sê hulle vir my, bid vir my as ek het lou geword. En dan begin ek bid, in nederigheid, sê ek, Here, steek hulle aan die brand. Steek hulle aan die brand. En as my tannie so aan die brand, dan sê sy vir my, hoekom sê die woord so? Verduidelik net vir my, hoekom sê die woord so? Want sy is besig om te ondersoek, sy's aan die brand. 85 jaar oud en sy brand vir Jesus. Amen. Hier sit ons, jong mense, wat dit kan doen. En julle wil dit nie hê nie. Hoekom nie? Dis ons sinne. Hy het dit vir ons gegee. Dis ons voorreg. En dan, weet jy, dis so, ek sê, Here, nou bid ek baie hoor. Nou, Here. En ek sê gisterand vir my niggie, weet jy, ek wil nie hê, jy moet weer vir my sê, my tannie lyk nie goed nie. Want jy is besig om teen my gebed te spreek. Amen. En dit kan regtig baie erger wees. So wanneer jy bid, staan vas en jy glo dit en jy bestraf elke oor wat wil hoor. Wat nie van die vyand, wat van die vyand is. Bestraf jy. Want dit is hy wat jou deurmekaar maak, dat jy verkeerde goed hoor, dat jy verkeerde goed sien, dat jy nie kan aanvaar wie jou identiteit in Christus is nie. En ons struggle daarmee. Mense struggle. Jy weet, as jy vat jong bekeerlinge, hulle begin, dan sal hulle die brand. Jy weet, hulle brand, weet jy, hulle diens is, of hulle daar wees, hulle staan voor, hulle wil begin preek. Hulle is op 'n lys van allerlei dinge wat hulle wil doen in die gemeente. Maar nou stap hulle 'n pad. En dan kom ongeloof in, want die Here kan nie vir my gee wat ek wil hê nie. Here, ek wil 'n prediker wees. Wees dit! Glo dit! Want jy gaan dit wees. Ek ken 'n vroutjie wat vir my gesê het, ek wil net preek. Ek wil net preek. Dink ek, ja, okay. Ek wil nie preek nie. Toe ek in die herlewingsentrum saam met my boetie, my sussie sit in die pastoor sê, almal wat wil verder leer vir pastore staan op, en hier staan hulle op, en ek sit, hy sê, kom, ek sê, ek sal vir julle die water by die kansel kom gee. Ongeloof. Ek het nie geglo dat die Here my kan gebruik nie, want ek is mos maar net Elsa. Maar toe hy my gryp en hy draai my om en hy dop my uit, ne, en hy skik al aan die verkeerde goede van my af. Wat gebeur? My geloof het begin bou. Goed het begin gebeur vir my. Dit wat ek gesê het, Here, ek wil daar afstap in daai aisle en ek wil daai mantel en daai toegang hê wat die tosseltjies so heen en weer swaai. By the way, toe ek kom kry, toe vergeet ek wat ek aan my tosseltjies sit. Want die oomblik was so groot, Here, U doen dit vir my. En hulle speel daai lied, laat my lewe, laat dit Heer. En weet julle, daar het ek besluit, ek gaan nooit weer iets sê en ek gaan dink ek is nie goed genoeg. Want die Here gebruik elke een van julle op die regte tyd, op die regte plek. Jy moet beskikbaar wees. So vanaand, dis 'n kort preek. Jy gaan vanaand, gaan ons almal repent. Ek ook. Vir daai kere waar jy ongelowig was, wat jy die Here nie geglo het nie. En dan begin jy droom, en jy begin vir die Here sê, dit is wat jy wil hê, en jy skryf hom, en jy spreek dit, en jy sê, Here, ek soek daai kar, ek soek daai huis, ek soek daai plek, ek soek daai rok, ek soek so 'n pakkie, soos wat sy aangehad het vanoggend met 'n doekie om haar skouers, en die meantime is dit deel van haar blouse. Maar ek tel hom so op, en ek moes kyk, want dit is so mooi. Maar ek spreek dit. En ek glo dit, die Here gaan vir my een gee, julle gaan sien, hoor wat ek vir julle vertel. Hy gaan vir my een gee, nie omdat ek dink, my man gaan vir my een koop, want hy weet nog net nie, hy gaan hom betaal nie. Want die Here gaan nog voorsien omdat hy dit kan doen. En hoor wat ek vir julle vertel, as dit met my kan gebeur, dan kan dit met almal gebeur. En as ons een droom het van 'n plek vol mense, kan jy indink hoeveel
engele gaan juig. En hoe gaan Jesus opstaan en hy gaan neerkyk en sê, ek wil dit vir hulle doen. En dit gaan gebeur. Maar jou geloof is baie wat hier in werking moet kom. Moenie twyfel nie. As jy dit gespreek het, dan los jy dit daar en jy aanvaar dit asof jy dit reeds gekry het. Onthou die woord sê, wat is geloof? Jy glo in iets wat jy nog nie gesien het nie, wat jy al reeds het. So hou op, moenie dat die vyand met jou kom speel nie, moenie dat hy jou deur mekaar krap nie. Vanaand is die aand, ons gaan opstaan, en ons gaan repent vir ons ongeloof, en ons gaan 'n nuwe blaai ontslaan, in geloof. En dan gaan jy begin spreek, jy gaan teenoor mense begin spreek, jy gaan in die helm begin spreek, dat die vyand en die bose magte kan hoor, hier staan 'n warrior op, en daardie warrior gaan vir ons moeilikheid maak. As jy slaap en jy word wakker, dan gaan jy sê, hier is hy wakker. Hoeveel van ons wil dit nie? Hoeveel van julle wil so aan die brand wees, dat jy nie kan ophou babbel nie, dat jy tot in jou slaap babbel? Nee, dit gebeur, want die Here is goed, en hy gee, solank ons hom glo, en solank ons hom vertrou. Almal staan. Ek gaan nie eens 'n altaar kom maak nie. Ek wil dit lees sê. Yes, pastoor. Met die voorreg. Ek wil gou iets vertel van ongeloof. En waarvan weet jy? Piet, kom hier so. Kom hier so. Jy gaan piepie. Ok, nee, maar is dan. Wys vir jou, kyk hierdie hand. Kyk as. Hy het sy vingers afgesny. En toe wil hulle dit heeltemal. En Joey het gesê, my God is groter as wat daai ongeluk is. En hulle werk dit aan in hierdie vinger, wat hy kan bygee, was pers swart gewees. En die Vrydag aand het ons gebel vir my vrou en ons is in. En ek het in die hospitaal gestaan. Natuurlik eers weer klomp nonsens gepraat met hulle, dat hulle moet lag. En toe sê ek, almal wat nie glo dat die Here sy vinger kan genees nie, verlaat hierdie hospitaalsaal. En glo vir my meer as die helfte uit die saal uitgestap. Tot sy eie familie. En toe almal uit is, almal het gesê hulle glo dat die Here sy vinger gaan genees. En ons het hom gesalf en ons het 'n altaar op. En ons het gebid. En ek het omgedraai en weggestap. En die volgende oggend toe hulle hom so afgesit het, toe lyk hy soos wat hy vandag is. Kom ons gee weer lekker. Ek geloof, ongeloof, as daar iemand was wat nie geglo het nie, sou dit nie gebeur nie. Dis waar. En daarom, as julle by mekaar kom, dis belangrik. En baie mense vat natuurlik nou offense as jy dit doen. Maar sê weet jy wat, as jy nie glo nie, staan net 'n bietjie eenkant. Want die ding is net, wanneer jy ons het duiwels uitgedryf, en dadelik het ons gesê, die wat nie wil saam bid nie, gaan, julle is toeskouers. En as hulle gaan, toe dit gebeur, toe het ons daai vyand keel afgesnit. Want weet jy wat, dis een stap wat 'n mens neem, in geloof, nie ongeloof nie. So ons gaan almal staan, Peter is nou nie maar ons weet. Halleluja. Dankie Here, Halleluja. vir hierdie voorreg, om weer voor U te kan kom staan, Here. U is groot, U is almagtig, en ek weet vanaand is daar mense wat nodig het om te repent, Here, ek ook. Ek vra Here, vergewe my vir die kere wat ek ongeloof gelaat het. Here, vir daardie kere wat ek toegelaat het dat mense na my toe kom en sê dit kan nie gebeur nie, en ek het dit gevat. Here, maar vanaand is dit 'n nuwe pad. Dis 'n nuwe pad wat ons stap van geloof, want die woord sê, alles jou gebed, jou geloof, so klein soos 'n mosterdsaadjie, dan sal vir daai weg skuif, en dit sal so wees. Dankie Here dat U ons vergifnis aanvaar, Here. Ons weet U is groot, U gaan dit doen. Here, help elkeen van ons om weer van vooraf te kan spreek, te kan sien hoe dinge gebeur, en dat ons, wanneer ons gelowig is, dat U sal antwoord. U sal van die hemel afkom, en U sal dit waar
Here. En ek wil al die eer vir U gee, Here. Dit gaan nie oor ons mens nie. Dit gaan alles oor U, Here. En dankie daarvoor, Here, dat ons kan bid en ons glo en dit sal so wees. Ons loof en ons prys die wonderlike naam vanaand, Here. En ek sê dankie vir die voorreg om hierdie woord te kan bring, Here, om vir hierdie mense te kan sê, jy kan dit doen. Dit is moontlik. So sal dit gebeur. En ek bid dit alles in die naam bo alle name. Sy naam is Jesus Christus. Amen. Amen. Wow. Dankie, Here. Here, help ons net dat ons nooit weer ongelowig gewees nie. Dat ons U in die rug gaan steek om te sê, Here, ek wil eers daardie wonde sien. Ek wil eers my eie vingers daarin druk nie, Here. Kom ons vra vir die Here om te help dat ons nie so gewees het. En ek wil vir jou vandag noem, wanneer jy met iemand praat en jy is besig om te bid, en jy stem saam met pastoor Elsa, vra vir staan een kant. Staan net een kant. Want hulle gaan jou joy steel. Hulle gaan jou geloof steel. Vat dit weg. Stuur hom een kant toe. En glo vir my dit weg. Want daar waar hy is, hy kan nie in hy teenwoordigheid inskryf nie. Nie waar Jesus is nie. Mag julle geseën wees in die naam van Koning Jesus. Here, baie dankie vir hierdie awesome woord. Dankie vir hierdie tyd wat ons het, Here. Net om saam met U te kan wees. Here, kort, maar kragtig, Here. Amen. 'n verhaal wat ons nooit sal kan vergeet nie. Ja, Here. Hierdie is so verby, Here, om net so in die teenwoordigheid te kan wees. Dankie, Here Jesus. Halleluja, Jesus. Yes, Lord, yes. Halleluja, Jesus. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Yes, Lord, halleluja. Here, ons kan nie verhelp nie, maar ons wil net in U teenwoordigheid inskryf. Maar Vader, ek vra U vanaand, Here Jesus, raak elkeen se gedagtesgange en se hartskamers aan waar ongeloof is. Here, laat ons dit net kan wegwerp. Soos wat U ons sonde weggewas het en weggevat het ons verledes, U het gesê, ek werp het so ver as dat die ooste van die weste is, Here, laat ons hierdie ongeloof ook sal vat en wegskyf, Lord. Amen. Here, laat ons in geloof, let us step in faith towards You. And say, Lord, we want to walk in faith with You. Amen. Because we want to believe in You. Because we know, Lord, only You can do it for us. Amen. Only You can touch us. Only You can lead us, Lord. Only You can heal us, Lord. Only You can provide for us, Lord. Amen. But we take that doubt tonight forever away. We put it away. You take it, Lord. You throw it in the sea, as far as from the east, from the west. And nobody can measure it, how far it is. Want Here, dis ook hoe groot U liefde is en U genade vir ons is, Here. Dis ook hoe groot ons geloof in U moet wees. Maar Here, al was soos wat pastoor Elsa gesê het, die geloof van 'n mosterdsaad. Ons sukkel om tot by dit te kan kom. Amen. Help ons vanaand, Here, to stand up in that faith of Jesus Christ. We want to thank You tonight. Thank You for the Spirit. Hallelujah, Jesus. Amen. Dankie voor Koning Jesus. Hallelujah, hallelujah. If you have an appointment with somebody, Lord, take them now. Take them now, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dankie, Here, dankie, Here. Hallelujah, Jesus.
weet nie of ek koud kry nie, en ek of dit die hoendervleis is van die Heilige Gees nie, maar ek sê net vir julle is awesome soos wat ek hier staan. Halleluja, halleluja. Dankie daarvoor, Jesus. Amen en amen. Amen, amen. Baie, baie dankie. Halleluja.